want ek glo waarlik dat klein dade van vriendelikheid 'n groot verskil kan maak in iemand se lewe. Ek beskou innerlike skoonheid as die kern van ware fynheid. Om met deernis, sagtheid en met 'n opregte hart te leef, is vir my belangriker as enige uiterlike beeld. Tydens my liefdadigheidsuitreik het ek die ongelooflike voorreg gehad om met baba renosters te werk en ek kon op so 'n manier teruggee aan die natuur. Ek het gesien hoe weerloos, maar ook hoe sterk hierdie diertjies is en dit het my hart diep geraak. Ek het besef hoe broos ons wêreld is en hoe belangrik dit is om besluite te neem wat help, nie vernietig nie. Dit het my ook geïnspireer om meer te doen vir die wat nie vir hulself kan praat nie. Wat vir my die meeste van my meneer en mevrou Zari reis uitgestaan het, was die kans om nuwe mense te ontmoet en nuwe bande en vriendskappe te vorm met my mede-finaliste. Ek het definitief meer selfvertroue ontwikkel en ek het geleer om my stem te gebruik vir dinge wat reg is. Hierdie reis het my gehelp om my waardes te versterk en my 'n basis gebied om my passie om ander te inspireer en te help uit te leef. Hierdie ervaring vul my hart met opregte dankbaarheid en ek voel dat ek deel is van iets groter in die skool. Ek neem die lesse wat ek geleer het saam met my, want dit het my gevorm, my laat groei as 'n mens en my laat besef dat skoonheid nie net oor voorkoms gaan nie, maar oor die impak wat jy op die wêreld het. Ek is gebalanseerd, sosiaal en hou daarvan om vrede tussen mense te bewaar. Ek dink mooi voordat ek optree en streef altyd na regverdigheid en harmonie. Tydens die liefdadigheidsuitreik wat ek gedoen het ek ervaar dat daar soveel diere is wat swaar kry. Ek het baie emosioneel geraak toe ek die honde by die DBF gesien het en dit het my laat besef hoe bevoorreg ons eie honde regtig is. My MMZ-reis het my die meeste geleer om myself te glo. Ek het besef dat ware selfvertroue begin wanneer jy ophou van wie jy is en met trots jou eie uniekheid aanvaar. Dames en here, my naam is Helena van der Merwe. Ek is 'n spontane en positiewe meisie met 'n groot hart wat omgee vir mense en diere. Ek glo harde werk is die sleutel tot sukses en dat die lewe te kort is om nie elke dag met 'n glimlag te begin nie. Tydens my liefdadigheidsuitreik by Roosevelt Ouderhuis het ek besef hoe klein dinge soos 'n glimlag of 'n geselsie iemand se hele dag kan verander. Ek het gegaan om hulle te bemoedig, maar hulle het my onbewuslik die grootste les geleer. Om altyd dankbaar te wees en te waardeer wat jy het. Hulle het my gewys dat geluk nie in groot dinge lê nie, maar in eenvoudiger oomblikke van mense is. Wat vir my die meeste uitgestaan het van die meneer en mevrou Zari reis, was die ongelooflike vriendskappe en spanwerk. Van laatnagoefeninge tot mense wat eers 2 linkervoete gehad het en skielik begin dans het. Elke oomblik het vir my iets beteken. Ek het geleer dat dit nie net oor die glans en glitter gaan nie, maar om jouself te wees, in die oomblik te leef en altyd positief te bly. As ek iets saamvat, is dit dat jy nooit te oud is om iets nuuts te probeer nie. Selfs al beteken dit om op 'n verhoog te stap met vlinders in jou maag. Goeienaand, dames en here. My naam is Warren Eybers. Ek is 'n seun van God en ek is 'n persoon met baie passie vir musiek. Ek hou regtig baie daarvan om musiek te komponeer en liedjies te skryf. Maar glo dit of nie, ek het dalk vir iemand 'n liedjie vanaand wat hier so sit geskryf. Gedurende my liefdadigheidspreek was ek 'n voorreg gegee om met 'n kinderhuis dit sê te werk. Dit was eintlik net so wonderlik om hierdie kinders se glimlaggies en karakter te sien. Dit is iets waarna ek regtig streef. Hulle aanloklike persoonlikheid het op my hart 'n impak gelos. Want hulle het fisies minder besittings as ons. Maar hulle is wel veel ryker as meeste van ons emosioneel en met hulle verhouding met God. En nou die deel wat ek sou sê van hierdie kompetisie wat die meeste uitgestaan het, was verseker die liefdadigheidspreek. Want ek wou nog altyd
my hele lewe lank so iets doen, maar ek het nooit daai eerste trap gevat nie. Ek is so dankbaar dat meneer en juffrou Zwaai my daai ekstra druk gegee het om daai eerste trap uit te voer. En ja, so sê ek, totsiens. Dames en here, vergun my die geleentheid om myself aan u voor te stel. My naam is Nika Marene. Ek is van nature 'n hardwerkende kind wat streef daarna om eendag 'n pediater te word. My passie is hokkie en my nuutste liefde is golf. Vir my liefdadigheidsprojek het ek na Precious Blessings, 'n plek van veiligheid vir verlate, verwaarloosde, mishandelde en siek kinders gegaan. Klein kinders lê my na aan die hart. En ek het besluit om vir my eerste besoek saam met hulle te speel en aktiwiteite te doen. Dit was vir my 'n belewenis om te sien hoe iets so eenvoudig, so selfgemaakte klei hulle kon besig hou en hoe hulle ons met oop arms ontvang het en daardie liefdevol teenoor ons was. Nie alle kinders word groot in 'n liefdevolle huis nie. So vir kinders om te sien dat daar nog mense is wat vir hulle omgee, beteken die wêreld vir hulle. Ek het net besef dat eenvoudige goed soos klei speel, koekies versier en bietjie liefde en aandag 'n groot verskil in 'n kind se lewe kan maak. Die liefdadigheidsaksie wat deel was van MMZ het vir my geleer dat geld nie altyd geluk en 'n gevoel van veiligheid kan bring nie, maar liefde en aandag kan wel. Finaliste van die MMZ het nuwe vriendskappe gekweek en ons het 'n egte band gevorm. En laaste, maar nie die minste nie, een van die grootste lesse van MMZ was natuurlik tydsbestuur. Dit het party dae maar rof gegaan om alles ingepas te kry, veral in die eksamen. Maar ek verruil hierdie ervaring vir niks in die wêreld nie. Dit was 'n belewenis en vetpret. Goeienaand, dames en here. My naam is Johan Prins. Ek is 'n entoesiastiese persoon en wil altyd die beste vir die mense om my hê. As ek om my rond kyk, sien ek dikwels geleenthede raak om mense se omstandighede te verbeter en hulle lewens te verryk. Tydens my liefdadigheidsprojek wat ek gedoen het ek beleef dat elke mens liefde nodig het en dat mense wat nie gewoond is aan baie liefde nie, enigiets sal waardeer. Deur my projek Hopeful Hearing Hearts het ek besef dat vriendelikheid en om na ander mense uit te reik niks kan kos nie. Gedurende my meneer en juffrou Zwaai avontuur het ek en my twee linkervoete mekaar agtergelaat en ek het myself uitgedaag om buite my gemaksone te leef. En op hierdie avontuur van klank en kleur het ek geleer dat liefde geen grense het nie. Goeienaand, dames en here. My naam is Emma de Swart. My lewenslese is, jy is genoeg. Al kan ek soms te veel wees vir sommige mense. Ek en sport kom glad nie oor die weg nie, maar gee vir my 'n onderwerp en ek kan 12 stories vir jou daaroor vertel. Tydens my liefdadigheidsuitreik het ek badsakkies aan 'n ouer huis geskenk. Die uitreik het my geleer dat klein dade 'n groot impak het, of dit nou 'n badsakkie of net 'n glimlag is. Die dankbaarheid van die ouer huis het my ook herinner
hoe bevoorreg ek is om geleenthede soos meneer en mevrou Zwarie te kan aangryp en die beste daarvan te maak. Meneer en mevrou Zwarie het 'n klomp kennisse en vreemdelinge bymekaar gebring en in 'n familie verander, wie saam kan lag en saam struikelblokke soos juffrou Annel se lifts te kon oorkom. Ek het geleer dat jy nie perfek hoef te wees nie, maar eerder die reis geniet, al lyk jy soos 'n flamink in hakskoene. En vir almal wat twyfel of hulle wil inskryf, niks boost 'n mens se selfvertroue meer as 'n soet en 'n aandronk nie. Goeienaand dames en here. My naam is Ruben Olivier, 'n meneer en mevrou Zwarie finalis 2025. Kan julle dit glo? Want ek kan dit. Ek is iemand wat vreeslik baie daarvan hou om tyd in die natuur te spandeer en nuwe dinge te probeer waarvan baie mense nie gewoonlik van hou nie, soos om 'n staptoer saam met vriende te gaan doen. Ek hou ook ongelooflik baie van gitaar speel en om my passie vir my hokkie en geloof ten volle uit te leef. Tydens die liefdadigheidsuitreik wat ek gedoen het ek ervaar dat daar so baie in ons gemeenskap gedoen word agter die skerms. Ek het my uitreik by die Elderrein Kiepersol Kliniek op Mandela Dag gedoen en was dit vir my 'n ongelooflike tyd wat my oë oopgemaak het deur die hoeveelheid wat die susters en dokter beteken het vir die pasiënte en wat hulle alles vir die pasiënte doen. Dit was verseker vir my 'n begin van my reis om die ruggraat in ons gemeenskap te help en te bedank vir al die goeie werk wat hulle doen. Laastens wil ek maar net vir juffrou Marisa en juffrou Annel bedank vir hierdie vreeslike lekker funksie wat hulle elke jaar aan mekaar sit. Ek het so baie geleer hierdie laaste paar weke, ook dat ek verseker nooit 'n danser sou word nie. Maar ten spyte daarvan was daar altyd iemand wat gesê het, probeer net nog een keer of jy sal dit regkry. Jy moet net nog so 'n bietjie oefen. So baie dankie vir almal vir die goeie herinneringe en die lewenslange vriende wat ek gemaak het. Goeienaand dames en here. My naam is Beatrix Retief en ek is aggressief. Dit is hoe ek myself beskryf het tydens my meneer en mevrou Zwarie onderhoud aan die begin van die jaar. Wat 'n goeie indruk het ek nie geskep nie. Hierdie kan u twee goed van my vertel. Nommer 1, ek sê altyd presies wat ek dink. En nommer 2, ek het daardie tyd myself mislees, want ek is eintlik maar net baie passievol, met 'n onuitputbare lus vir stryd. Verder kan ek ook sê, dat ek geseënd is met die gawe om enige iemand in 'n posisie van ongemak te plaas. Ek sal nou gerus 'n voorbeeld neem. By ons graadse meriete aand vroeër in die jaar, het meneer Nel vir my gevra of hy in my foto mag wees. En ek het hom daarop beantwoord deur te sê dat ja, hy mag, solank hy net naby aan my staan. Vir my liefdadigheidsprojek van meneer en mevrou Zwarie, waar ek soek vir 'n projek ver weg van kinders af, omdat ek nou nie juist 'n child whisperer is nie. Ek is die tipe persoon wat 'n doodrustige baba sal dat hy ons sodra kom vashou. Maar soos die ironie van die lewe werk, het ek my projek by 'n kinderhuis gedoen. Dit het my geleer om kinders te waardeer met al hulle snollies en kieme en vreugde vir die lewe, al het hulle nie alles wat ek gehad het toe ek groot geword het nie. Ek en my massiewe versameling babies het nie eens besef dat ek alles vanselfsprekend geneem het nie. Ek dink die grootste les wat meneer en mevrou Zwarie my geleer het, is dat wat ook al jy verkeerd doen in 'n dansie of in die lewe, dat jy dit nie oortuigend verkeerd moet doen. Hiervan sal u kan getuig in my kreatiewe dansie wat hierna kom. Maar op 'n meer ernstige noot kan ek sê, dat my meneer en mevrou Zwarie reis my geleer het, om soos wat al die cringy quotes op Pinterest altyd sê, jouself te wees, want daar is niemand soos jy.
My naam is Sander de Tooi. Ek glo ek is iemand wat ander laat lag en ek bring altyd 'n breë glimlag saam oral waar ek gaan. Ek geniet dit vreeslik om op die sportveld te wees, asook om die gawes wat die Here vir my gegee het te kan gebruik terwyl ek besig is met sport. Tydens die liefdadigheid wat ek gedoen het ek ervaar dat ons nie altyd besef hoe bevoorreg ons almal regtig is nie. Ek het gesien hoe iets kleins soos 'n baadjie in 'n koue winter iemand se hele dag kan ophelder. En dit was vir my 'n voorreg om meer van 'n verskil in mense se lewens te kon maak. Dit het my geleer om elke dag dankbaar te wees vir dit wat ons het, asook om mense wat nie so bevoorreg is nie, met respek en deernis te behandel. As iemand vir my sou vra om een spesifieke gebeurtenis te noem wat vir my die lekkerste was, sou ek verseker vir hulle vertel van die aand toe ons almal van ons mees vernederende stories vertel het. Ek sal ook vertel van die seuns wat spontaan besluit het om tydens aftye en oefeninge te kyk hoe hoog ons mekaar kon gooi. Dit het gesorg vir 'n paar naalbuitende oomblikke. En ek dink ons het vir ons onderwysers 'n paar ekstra grys hare gegee. Tydens leerlings het ek 'n klomp nuwe verhoudings gevorm, wat definitief vir die res van my lewe by my sal bly. Ek moet ook sê, ek weet nie wat ek met al my tyd en aandag gaan doen na vanaand nie. En ek gaan verseker die oefeninge en mense mis, al was dit baie harde werk. Goeienaand dames en here. My naam is Danielle Schreder. Ek is 'n vriendelike en entoesiastiese persoon wat baie daarvan hou om nuwe mense te ontmoet en altyd my bes te gee in alles wat ek doen. Lewe is nie altyd maklik nie, maar dit is vol momente wat my dankbaar maak om elke dag hier te kan wees. Ek het al deur storms gegaan wat my laat twyfel het in myself, maar steeds het ek gekies om op te staan, al was dit met trane in my oë. My hart is sag, maar sterk. Dit klop vir ander en dit klop vir hoop. Tydens my liefdadigheidsuitreik het ek by 'n hondeshelter uitgehelp deur kos, komberse en ander benodighede te skep. Hierdie ervaring het my diep geraak. Om die dankbaarheid in elke hond se oë te kan sien, het my hart met empatie en nederigheid gevul. Vir mense is dit moontlik om vir hulp te vra, voor as dit by diere kan hulle nie altyd noodwendig vir hulp vra nie. Wat vir my die meeste uitgestaan het van meneer en juffrou Zwaai, is hoe ek as persoon gegroei het, deur saam met ander te werk en om te sien hoe elkeen sy unieke bydrae bring. Ek het geleer dat diens nie net gaan oor gee nie, maar ook oor leer. Leer oor jouself, oor ander mense en selfs oor die wêreld om jou. Ware verandering begin by jouself. En dit het my laat besef dat diens aan ander ook diens aan jouself is, want dit vorm jou karakter en versterk jou hart. Ek eindig met 'n gesegde wat baie na aan my hart lê. Moenie die son met die maan vergelyk nie. Hulle albei skyn op hul eie tyd. My lewe, hart en siel is 'n digbundel, vol woorde wat nog ontleed moet word. Ek dink diep, voel intens en leef met 'n ontwrikbare liefde vir die waarheid en regverdigheid. Tydens my liefdadigheidsuitreik, die Leerhand Oophand Warmhand projek, het ek handskoene en serpe vir kinders by 'n kinderbeskermingsorganisasie gegee om hulle hande warm te hou tydens die winter. Die liefdadigheidsuitreik het 'n liefde en gevoel van dankbaarheid weer eens in my laat ontvlam en kon ek in hul oë sien hoe die klein dingetjies van die lewe ook waardeer kan word. Dit is moeilik om alles met pen en woord vas te vang, maar ek het probeer. My meneer en juffrou Zwaai reis is vol lewe en nostalgie, waar ek aan verskeie mense en gebeurtenisse blootgestel is.
Ons is werklik 'n familie. Die danslokaalvloer en die verhoog dra soveel simboliek. Tussen hierdie mure is 'n onbeskryflike proses vasgevang, wat vir ewig sal deurgaan as ek hier staan. Goeienaand, dames en here. My naam is Carlina. Ek is 'n spontane meisie wat baie hou van sport, sing en om lekker te lag. Ek is 'n doelgerigte meisie en hou daarvan om ander mense te help. Ek het 'n groot passie vir diere en is mal daaroor om na nuwe plekke te reis. My krag kom altyd van bo en ek sal vir altyd bly glo in my God. Tydens my liefdadigheidsuitreik het ek ervaar dat mense wat byna niks het nie, opgewonde kan raak oor klein dinge, soos om babbels te blaas of om selfs met my hare te kan speel. Dit het my laat besef dat ek dankbaar moet wees en so bevoorreg is om hier vanaand te kan staan. Die selfvertroue wat ek opgebou het en die nuwe vriendskappe wat ek gemaak het met die mede-finaliste, wat selfs nou soos my eie familie voel, het vir my die meeste uitgestaan. Al die laat onder by die skool en die lang ure saam die ander finaliste is verseker iets waarna ek gaan verlang. Al hierdie amazing memories sal ek nooit ooit vergeet nie. Ek het geleer om in myself te glo en altyd met trots en nederigheid vorentoe te stap. My meneer en mevrou Zwari journey is verseker 'n hoogtepunt van my hoërskoolervaring en ek sal dit vir altyd in my hart koester. Ek geniet dit om die oorsaak te wees van iemand se glimlag en het 'n sagte plek vir die mense naaste aan my. Met die afloop van my liefdadigheidsprojek het ek 'n klomp liefdevolle hondjies ontmoet wat die totale teenoorgestelde was van hoe mense hulle beskryf het. Dit het my laat besef dat ons nie ons lewens moet laat draai rondom wat mense van ons dink nie, maar eerder wat ons vir mense kan beteken. Ek het agtergekom hoe bevoorreg ek is om ondersteunende familie en vriende te hê, 'n voorreg wat hierdie hondjies nooit gehad het nie. Meneer en mevrou Zwari het my geleer om uit my gemaksone uit te kom, veral omdat ek 6 weke gelede nie 'n idee gehad het hoe om te dans nie. Ek is ook dankbaar vir die mense wat ek langs die pad ontmoet het, wat teen die tyd al vir my soos 'n familie voel. Laataande, interessante stories en al die kosborge sal my altyd maak terugdink aan die wonderlike geleentheid waarmee die Here my geseën het. En iemand wat my waardes naby my hart dra. En ek het 'n diep liefde vir mense. Ek is die tipe mens wat altyd my bes sal doen vir die mense vir wie ek lief is. Want om liefde te gee is my die mooiste manier om God se goedheid te wys. Deur my liefdadigheidsprojek het ek soveel meer geleer as wat ek ooit kon verwag. Ek het besef hoe kosbaar dit is om ander se laste 'n bietjie ligter te maak en om iemand se dag beter te maak net deur teenwoordig te wees. Elke gesig, elke glimlach en elke dankie het my hart gevul. My meneer en mevrou Zwari reis was een van groei, geloof en vriendskap. Wat vir my die meeste uitgestaan het, was nie net die harde werk of laat aand vol lag nie. Dit was die mense om my. Ons het soos 'n tweede familie geword en saam met ons mekaar gedra, gemotiveer en laat groei. Hierdie reis het my geleer om meer selfvertroue te hê, om geduldiger te wees met myself en om altyd met nederigheid te onthou waar ek vandaan kom.
Nou, dames en heren, my naam is Fransjo Besaide. Ek is 'n baie ekstrovertiese persoon en geniet mense se geselskap baie. Daarom was die afgelope 6 weke vir my baie lekker om amper elke aand te kan kuier saam met al die wonderlike mense en nie by die huis hoef te sit en huiswerk te doen. Ek het met meneer en mevrou Swari baie geleer om saam met mense te werk en goeie kommunikasie te hê. Ek het ook besef wat 'n groot voorreg dit is om deel te kan wees van so 'n vertoning en net om dankbaar te wees vir al die voorregte wat die Here vir my gee. Ek het dit regtig geniet om almal te leer ken en om 'n verskil te kan maak in my gemeenskap en te sien hoe vrygewig mense is en bereid is om te help en ondersteun. Vir my liefdadigheidsprojek het ek boeke ingesamel vir weeskinders. Toe ek uitgereik het na mense vir boeke, was ek oorweldig met die hoeveelheid mense wat bereid was om te help en boeke te skenk. Die hele proses het my weer baie vertroue gegee aan mense en vir ons toekoms. My naam is Alma Kleider. Ek is 'n gewone meisie met 'n bietjie chaos in my kop en baie lag in my hart. Ek is baie sosiaal en is baie lief om saam met my vriende te kuier. Soms sal my ma sê, dit voel asof sy 10 tienerdogters in die huis het en nie net een nie. Ek is nie perfek nie, maar ek is trots op elke merk, elke droom en elke oomblik wat my tot hier gebring het. Tydens die liefdadigheidsuitreik het ek ervaar dat om ander te help nie net hulle lewe verander nie, maar ook jou eie hart vul met dankbaarheid. Ek het agtergekom dat die grootste geskenk wat ons kan gee, liefde en tyd is. Ek het besef dat ons net vandag het, want niemand weet wat môre inhou nie. So probeer geluk vind in die klein goedjies van die lewe. Ek is dankbaar vir alles wat God vir my beteken. Bid sag en aanhoudend, want God luister altyd, al voel dit nie so nie. Vanaand staan ek hier, nie net as 'n finalis nie, maar as iemand wat glo, gesien en geleer het, dat elke daad van liefde en tyd die wêreld 'n bietjie mooier maak. Wat vir my uitgestaan het by meneer en mevrou Swari, is die juffrouens se geduld en hoe hulle altyd met 'n glimlag na jou luister. Ek neem saam met my die superkrag om te lag oor my eie foute en om altyd 'n plan B te hê. Want plan A werk nie altyd soos ons hoop nie. My naam is Netron Billy. Ek hou daarvan om aktief te wees en hou my graag besig met sport, voor en na skool, want ek kan nie stil sit nie. En glo dit of nie, selfs met my lengte skrik ek steeds verhoogtes. Tydens die liefdadigheidsuitreik wat ek gedoen het ek met 'n hartseer hart besef dat daar soveel gebrokenheid en armoede in ons gemeenskap is. Wat interessant was, is die mense se stories van hoe hulle op daardie plek in hulle lewe uitgekom het. Dit is ook ongelooflik om met hulle oor Jesus te kon praat en hoe oop hulle daaroor was. Wat ek gaan saamneem, is dat mense nie altyd iets te groot hoef te doen om 'n verskil te maak nie. Wat ek ook sal onthou, is die gesigte van die mense wat gestraal het van dankbaarheid en op positiewe uitkyk op dit wat voor lê. Goeienaand dames en here. My naam is Danielle Mans. Ek beskryf myself met die woord passie, omdat ek alles wat ek aanpak voluit doen, van kultuur tot sport, omdat ek glo mense moet alles probeer, sodat jy kan seker wees waarvan jy werklik hou. My grootste droom besluit in om my album vry te stel,
maar ook om 'n professionele netbalspeler te word. 'n Danseres, aktrise, motiverende spreker, prokureur en nog soveel meer. So die onsekerheid is seker al probleme daarmee saamkom. My doelwit is om 'n voorbeeld te wees vir ander, deur 'n opregte selfvertroue te lei. Ek staan by die woorde, nie almal hoef van jou te hou nie. Net Jesus se opinie van jou maak saak. So gaan groot of gaan huis toe. Tydens my liefdadigheidsuitreik na Laerskool Simon Bekker het ek geleer dat almal dieselfde geleenthede verdien, ongeag van hoeveel hulle het, en dat 'n mens slegs een persoon nodig het om jou 'n stoot in die regte rigting te gee. Die hoogtepunt van my meneer en juffrou Swariehuis is dat ons werklik net ons eie spontane self kon wees sonder oordeel, sonder ongemak en dat ek myself en ander op nuwe vlakke kon leer ken. Dat dit die moeite werd is om soveel nuwe dinge te probeer, want jy sal altyd 'n waardevolle ervaring daaruit kry. Wees altyd 100% net jouself. Goeienaand, dames en heren. My naam is Reiner de Pre. Ek is iemand wat glo dat liefde en mensjes begin by omgee. Al is dit net deur 'n klein daad wat iemand se dag beter maak. Ek persoonlik het 'n sterk verhouding met my Vader God en loop al 'n lang pad saam met hom. Ek is ook 'n bok vir sport en geniet dit om in my vrye tyd vir ure lank te spandeer op my fiets. Tydens hierdie liefdadigheidsuitreikprojek het ek sophouers uitgedeel aan mense wat swaar kry, om te sien hoe hulle oë ophelder oor iets so eenvoudig soos 'n warm pak sop, het my hart diep geraak. Dit het my laat besef dat hoe geseënd ek is en dat omgee nie groot of duur hoef te wees nie. Dit gaan oor om teenwoordig te wees, om te wys jy gee om. Ek het daardie dag geleer dat ware dankbaarheid dikwels van diegene kom wat die minste het. Wat my meneer en my juffrou Swariehuis van my geleer het, is dat groei dikwels gebeur wanneer jy uit jou gemaksones uitstap en jou hart oopmaak vir ander. Ek neem saam met my die les dat elke mens waarde het en dat ek met my hande, my tyd en my hart 'n verskil kan maak. Hierdie ervaring het my nie net verander nie. Dit het my laat verstaan wat dit regtig beteken om 'n mens te wees.